Welkom hier by ons aanlyn dienste recording. Ons is saam besig om te gesels oor wat het verander. As jy lewe vir Jesus gegee het, moet daar 'n skuif in jou lewe kom. En hierdie week gesels ons oor wat doen jy verander en die gawes wat God in jou gesit het, hoe kan dit jou help om ander te dien? Ek wil sommer nou al noem, jy kan ook in die description van hierdie video kan jy sien dat daar notas is wat jy na die YouVersion Bible app toe vat. Ek wil jou uitnooi, gaan volg daai notas, maak dit oop. Op daai notas gaan jy alles skryf wat jy nodig het om saam te luister en saam te volg in hierdie preek. Geniet die diens saam met ons. En ons is in 'n reeks wat ons gesels deur Romeine 12 en ons praat oor hierdie gedagte, wat het verander? Wat het verander? En ons het die eerste week gesels oor hierdie gedagte, dat wanneer ek en jy ons hart vir Jesus gee, of wanneer ons kies om saam met Jesus 'n pad te begin stap, dan kan ons lewe nie dieselfde lyk as voor die tyd nie. Met ander woorde, hy het kom aanspreek en hy het gesê, hy sê in Romeine 12 vers, en hy sê, jou leefstyl het nodig om te verander. En so daarom as jy dalk nie hier was daai aand, wil ek jou vanaand van die begin af uitnooi, en sê, jou leefstyl, as jy werklik met Jesus se pad stap, en ek meen, dis iets wat Colin nou gebid het hier, hy het gesê, wanneer die Heilige Gees oor jou kom, en die Heilige Gees leef werklik in jou lewe, dan moet daar 'n verandering wees. Anderste het jy nodig om te bevraagteken, het ek werklik oorgegee aan God? En dit is die eerste week gedoen, en Colin het laasweek so goed met ons gedeel, oor die gedagte dat wanneer die Heilige Gees oor ons kom, en ons pad met God begin stap, dan verander ons gedagtes. Dit waaroor jy dink, dit wat werklik vir jou belangrik is, dit want jou lewe op pad is, want ons het ook hierdie ding laasweek vir mekaar gesê, jou gedagtes bepaal waartoe jou lewe gaan. En Colin het met ons gedeel dat ons het nodig om ons gedagtes te evalueer, om te kyk, in watse rigting is ons lewe besig om te beweeg. En dit gesê, het ons dis die laaste 2 weke gewees, en vanaand wil ek met jou praat oor hierdie tema, waarmee is jy besig? Was jy al ooit op 'n plek waar iemand dit vir jou gesê het? Maar hulle sê nie dit soos, waarmee is jy besig? Hulle vra my, waarmee is jy besig? Ek wil julle 'n storie vertel. So ek werk nou al 'n rukkie vir die kerk, en dis 'n voorreg om te kan doen wat ek doen, maar een van die great goed is, soms in die kerk sien jy interessante goed. En ons het in Middelburg, as jy ooit die voorreg het om in Middelburg in Corpus Christi gemeente te kan wees, dis 'n gemeente wat 'n dubbel vloer het, so daar's 'n galery aan die bokant, is 'n baie hoë dak. En ek onthou die dag toe ons het ek dink dit was 'n Valentynsding gewees. Ek kan nie onthou wat dit was nie, maar ons het harte met vislyn uit die dak uitgehang. Okay, so ons het scaffolding gebou en ons het met polistireen harte uitgeknip of gesny en dit rooi geverf en dit uit die dak uitgehang. En dit was 'n spanpoging geweest. Okay, so bou die scaffolding, sit die vislyn in die dak, hang die harte teen die dak, hang die liefde goeders teen die dak. En die gemeenteleier vra toe vir 'n jong man met die naam John. Nou John is vandag nog in die bediening, hy's lief vir Jesus, hy's getroud, hy kry binnekort 'n kind. John is 'n amazing, hy bly in die Kaap, jy gaan hom heel moontlik nooit ontmoet nie. Maar hier's wat jy moet weet van John. John het hoogtevrees. Wie van julle het hoogtevrees? Kan ek gou sien? Okay. So John like nie van scaffolding bou nie. John like nie van scaffolding klim nie. En Donnie, die goeie leier wat hy is, dis die gemeenteleier, kom en hy sê vir John, jy gaan vandag jou vrese oorwin, en jy en Obed is die tuinman wat werk by die kerk, jy en Obed gaan hierdie harte afhaal, en ons glo in jou John, en Donnie draai om en Donnie loop weg. Recipe for disaster. Weet julle wat gebeur? John het hoogtevrees, maar John is 'n man wat 'n plan kan maak, want 'n boer maak 'n plan. Amen. En John en Obed, want hier is die ding, Obed het toe ook hoogtevrees. Maar niemand van ons weet dit nie. En John kry toe 'n lang stok in die hande, en hy reken by homself, weet jy wat kan ons doen om hierdie vislyn af te kry? Ons kan dit brand. En hy kry 'n stuk firelighters. En hy druk 'n stuk firelighter aan die voorkant van daai paal, en hy en Obed is excited, want hulle het 'n plan gemaak. Hulle hoef nie op die scaffolding te klim, of 'n leer te gebruik om hierdie hoë dak aan te... Hier's wat hulle gaan doen, hulle steek julle skets gou jouself, sien hierdie scenario afspeel. Hulle het die pyp, hulle het die paal, die een ou steek dit aan, en die ander ou gaan om dit af te brand. En hulle tel daai paal so op, en toe hulle daai paal so optel,
in daai oomblik stap Dani in die auditorium in. En al wat hy sien is hierdie ouens met vlamme. En hier is die ding wat jy nou moet besef, as jy vislyn aan die brand steek, dan brand vislyn op. En so hulle dog toe, hulle is baie oulik en hulle steek toe nou die vislyn aan die brand en die volgende oomblik begin daai vislyn smelt en hy begin vlammetjies maak. En daai dak van daai kerk, nê, is van hierdie, dit lyk amper soos asbespanele, amper soos die agter in die klein teater, presies dieselfde beginsel. En die dak, dit begin so swart. En al wat hulle doen is hulle slat met die firelighters die dak stukkend. En Dani stap daarin. En al wat Dani sê is, waarmee is jy besig? Ek deel hierdie storie vanaand met jou. Want ek dink dat, en ek gaan nou by die skrif kom in Romeine 12 vanaf vers 3 tot 8, is ek dink dat God kan dikwels in my en jou lewe instap, en vir ons dieselfde ding sê, waarmee is jy besig? Jy sien, want hy het gesê, jou leefstyl moet verander, en ek vertrou regtig dit, week 1 het die Here dit kom wakker maak, jou gedagtes moet verander, maar nou dit waarmee jy besig hou, dit wat jy kies om jou tyd en jou energie aan te spandeer, daai het nodig om te verander. Dan kom ek by die skrifgedeelte vir vanaand, en is Romeine 12, en ek gaan vir jou, is 'n lang gedeelte vanaand, ons het die eerste 2 weke net een vers gelees, maar vanaand gaan ek vir jou 'n hele paar verse lees, en ek lees vir jou vanaf vers 3 tot vers 8, en dan gaan ons dit so 'n bietjie inkleer. Sê die volgende, namens hom wat my in sy genade tot sy apostel gemaak het, sê ek aan elkeen van julle, onthou hierdie is geskryf vir die kerk, so Paulus kan net sowel hierdie vanaand vir ons sê. Hy sê vir hulle, ek sê vir julle, dat julle nie julle self moet oorskat nie, maar dat jy jouself nugter moet beoordeel, volgens die geestelike toerusting wat God aan jou toebedeel het. Ons besit elkeen een liggaam, wat uit baie ledemate bestaan, en wat elkeen sy eie spesiale funksie het. Net so is dit ook met Christus se liggaam. Al is ons baie, vorm ons saam een liggaam, omdat ons aan Christus verbind is. En as ledemate van hierdie liggaam, hoort ons saam en het ons mekaar nodig. Kan enigiemand net gou daar amen sê? Ons het mekaar nodig. 'n John het 'n Obed nodig. Okay? Ons het gawes wat vir mekaar verskil, volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. Ons moet hierdie vermoëns reg gebruik. As God aan jou die gawe gegee het om te profeteer, moet jy dit aanwend in ooreenstemming met ons geloofsoortuigings. As dit is om ander te dien, doen dit met oorgawe. As jy onderrig gee, gee dan kwaliteit onderrig. As dit is om ander op te beer, lê jou daarop toe. As jy materiële ondersteuning kan gee, doen dit sonder bymotiewe. As God aan jou leiereienskappe gegee het, hanteer dit met toewyding. En as jy die gawe het om ander in hulle nood by te staan, doen dit met 'n vrolike hart. Jy sien, Paulus kom hier en hy sê, verander jou leefstyl, verander jou gedagtes. Hy sê, en verander wat jy doen met die genadegawes of die genadegeskenke, geestelike gawes wat God vir jou gegee het. Sien, hierdie skrifgedeelte leer vir ons 'n baie belangrike waarheid, en dit is die volgende, dat elke een van julle wat hier sit, het van God iets ontvang wat vir die wêreld noodsaaklik is. Jy sit dalk vanaand hier en dink, jy weet, ek is maar net hier en ek is 'n admin dame. Ek is maar net hier en ek is 'n straatveer. Ek is maar net hier en ek is 'n CEO. Ek is maar net, wat kan ek vir Jesus beteken? Ek is maar net hier en ek werk vir 'n plek wat water toets. Ek is maar net hier en ek maak koffie vir 'n lewe. En so kan jy aangaan, maar kan ek vanaand vir jou sê, hierdie gedeelte leer vir my en vir jou, dit is nie slegs die mense wat hier bo staan en preek en worship wat deur God geroep is nie. Jy is ook deur God geroep. Jy het 'n plan met jou lewe en die wêreld het jou nodig. En wat Paulus hier vir die gemeente in Rome kom sê, is hy sê vir hulle, luister, weet jy waarmee jy moet besig hou? Jy moet jou besig hou om ander mense na God toe te lei. Tereg dit wat Colin nou gesê het. Wanneer ek en jy die Heilige Gees ontvang, soos wat Handelinge ons leer, dan die uitvloeisel daarvan is mense moet van Jesus leer. Jy sien, want die realiteit is, julle baie van ons kry hierdie gawes, en ons besef dalk nie eens ons het dit nie. En so daarom vanaand wil ek dadelik begin deur vir jou te sê dat God het elkeen van julle geroep by jou naam, sê Jeremia, nog voordat jy gebore is, het hy 'n plan met jou lewe gehad. En die feit dat jy vanaand hier sit, het jy die regte keuse gemaak om te kom en te kom luister, en wat ek die Heilige Gees regtig vra, is wanneer jy vanaand hier uitstap en jy gaan huis toe, is dat jy meer sal weet oor God se plan van jou lewe as ooit van tevore.
As jy dit nog nie ontdek het nie, dat jy vanaand sal begin ontdek, want hier is die realiteit. Kan ek gou sien, waar is al my ekstroverte? Steek gou op jou hand. Ekstroverte. Julle hou van, julle is altyd die ouens wat eers na vir mense sê, kom ons kuier. Waar is julle? Kan ek gou sien? Steek op julle hande. My proud ekstroverte. Yes, like it. Waar is my introverte? Moenie my raak sien nie. Ek dink ons glo hierdie illusie dat God het ekstroverte geroep en introverte moet maar net soos, ja. God het ekstroverte en introverte geroep. God het mense wat baie praat soos ek geroep en mense wat minder praat soos van my vriende. Het hy ook geroep. Elkeen volgens Romeine 12 vers 3 tot 8 het 'n belangrike rol om te vervul in hierdie liggaam. As jy wil weet hoe belangrik jy is, selfs al voel jy dalk klein, gaan stamp gou jou klein twintjie vanaand. Dan check jy hoe belangrik is die kleinste gedeelte van jou liggaam. Inteendeel, daar's goed wat hier binne aangaan, wat ek en jy nie eens kan sien nie, wat behind the scenes is, wat ons nooit van weet nie, maar wat so crucial is vir hoe jy jou lewe leef. So daarom vanaand, wil ek op 'n plek om vir jou te sê, dat jy het nodig om te verstaan, dat God het ons anders gemaak, maar nie in waarde nie, maar net in roeping. Dat elkeen van julle het 'n rol, of jy nou ekstrovert of 'n introvert is, of jy 'n man of 'n vrou is, of jy oud of jonk is, God het jou gekies. En jy het 'n rol om te speel in sy liggaam. Dis wat Romeine 12 vers 3 tot 8 my en jou leer, is jy is crucial vir die kerk. En omdat die kerk is nie 'n oase nie, verstaan gou dit mooi. Die kerk is Jesus se liggaam. Dis reg oor die wêreld waar manne en vroue besig is om te dien en te doen wat Jesus hulle voorgeroep het. Jy is crucial. Besef jy dat as jy hierdie gedeelte lees vanaand, dat jy besef net weer eens jou waarde? Jy het ook vanaand hier ingestap en gedink ek is 'n nobody. Wat sal jy een sing? I'm just a nobody here to tell everybody about somebody that changed my life. Sien, dit is die realiteit. Is Jesus nooi jou vanaand uit deur Paulus se woorde in Romeine 12. Is besef dat jy het waarde, besef jy is geroep, besef dat jy is belangrik. Ek vertrou Jesus vanaand dat jy jou roeping sal ontdek. Dalk het jy nie so daaroor al gedink nie, maar het vanaand iets in jou hart wakker gemaak sal wees. Maar ek vra myself hierdie vraag af, terwyl ek Romeine 12 vers 3 tot 8 lees, wat maak dat mense nie hulle roeping uitleef nie? Wat maak dat mense toeskouers is en nie deelnemers is nie? Met ander woorde, ons kyk hoe ander mense God se werk doen, ons kyk hoe ander mense deel is van die liggaam, maar ons doen nie dit nie. Wat veroorsaak dit? En ons 3 redes wat ek vandag vir jou wil gee. En die eerste rede is trots. En Paulus sê dit in vers 3, hy sê, ek sê vir elkeen van julle, moenie julle self oorskat nie, maar dat jy jouself nugter moet beoordeel volgens die geestelike toerusting wat God aan jou gegee het. Jy sien wat Paulus hier vir die ouens sê, hy sê, daar's van julle wat dink julle is te goed om deel te wees van die liggaam van God. Jy dink nee, dis iemand anders se werk, ek hoef nie dit te doen nie, ek werk 9 to 5, what a way to make a living. Ek doen dit. Ek weet nie hoekom het ek nou nie Dolly Parton gesing nie, bid vir my. Bid vir my, ek het dit so nodig. Maar ek doen dit, so hoekom moet ek hom dien? Sondag is my dag, ek kom sit en ek kry en is wonderlik. Dis nie wat die skrif ons leer nie. Die skrif nooi jou uit om te sê, jy het 'n rol om te speel. Jy het 'n verantwoordelikheid om op te neem. En soveel van ons dink, dis nie van my op toepassing nie. En daarom sê Paulus, moenie jouself oorskat nie. Want kan ek vanaand vir jou sê, as iemand anders nie hulle roeping opgeleem het nie, het jy dalk nie vanaand hier gesit nie. Jy sien, maar dit is gevolg van manne en vroue wat gesê het, Here, hier is ek, stuur my. Dit wat ons nou gesing het. Hier is ek, Here, stuur my, gebruik my, dat mense, dat jy aangeraak is, jy besef dit dalk nie eers nie, maar iemand het vir iemand vertel van Jesus. Iemand het hulle roeping opgeneem, en dalk het hulle net so eenvoudig iets gedoen, soos om koffie te maak by 'n koffiewinkel, en die persoon het iets van Jesus se liefde daai dag beleef, en dis hoekom jy dalk vanaand hier sit. Vat dit terug, en vra jouself hierdie vraag af, is daar dalk mense daar buite, waar ek te trots is om te dien, waar ek dink ek is te goed om te dien, of ek dalk te besig is, want dit is ook 'n vorm van trots, wat dalk nie Jesus gaan ontmoet nie, omdat ek nie intree nie, want dis die realiteit, dit kan gebeur. So dis trots, die tweede ding, en ek dink hierdie is, trots, dit is daar, maar ek dink hierdie tweede een wat ek nou met julle gaan deel, is dalk die hoofrede, hoekom soveel mense
nie hulle roeping uitleef, soos Romeine 12 vers 3 tot 8 ons lees, en deel word van die liggaam nie. En dit is selfbeeld. Dis die teenoorgestelde van trots. Dit is waar ek na myself kyk en sê, ek is nie goed genoeg nie. Hoe kan God my gebruik? Jy sien, ek dink dis hoekom dit belangrik is, vir dit wat Colin laasweek vir ons gedeel het, is hierdie leuns wat in ons gedagtes inkom. Want as jy vanaand glo, jy is nie goed genoeg nie, dan gaan jy nie deel word van die liggaam nie. As jy vanaand glo, ek kan nie, dan gaan jy nie. En ek dink dis hoekom Romeine 12 vers 2 vir ons so belangrik is word verander deur julle gedagtes te verander, deur julle denkpatrone te verander. So as 'n familie, kan ek vanaand vir jou vra, maak seker, dat wat in jou kop aangaan sê vir jou, dat God het 'n plan met my lewe, ek is genoeg, ek kan gebruik word deur God, hy wil my gebruik, en as enigiets dit nie sê nie, dan sê jy, hey man, gaan. Hierdie gedagte is nie van God af nie, jy sien, want hier is die realiteit, soos wat ons ouer word, is al goed wat ons beïnvloed. Jy het dalk iets gedoen op skool, jy was tussen 'n groep vriende en hulle het vir jou gelag, en ewe skielik kom daai gedagte by jou op, as jy betrokke raak by die kerk, gaan hulle weet dit met jou doen. Dalk het iemand vir jou gesê, hoor, ek dink jy moet net bietjie stil bly, hoor, jou grappies is nie snaaks nie. En jy het heeltemal teruggetrek. Of dalk was jy iewers te deel en jy het seer gekry. Iemand het jou teleurgestel, en nou sê jy nie, ek gaan eerder net nie, want nou kry ek weer seer. En die vyand kom plant hierdie leuen by jou, en ewe skielik kyk jy na jouself, en jy dink, ek het niks om by te dra nie. Kan ek vanaand vir jou sê, dis 'n leuen uit die put van die hel uit. Jy is genoeg. Jy is geroep deur God, en hy wil en kan jou gebruik. En dit bring my by die derde rede, en ek dink hierdie is waar almal van ons dikwels skuldig is, hoekom ons nie Romeine 12 vers 3 tot 8 uitleef en deel word van die liggaam en doen wat God ons voorroep nie. En dit is omdat ons nie intentioneel is nie. Ek dog nie op en sê, Here, hier is ek, gebruik my. Here, waar kan ek betrokke raak? Here, hoe kan ek gee? En hoor gou mooi wat ek vanaand vir jou sê, ek sal dankbaar wees as jy hier betrokke raak. Ons het klomp volonteërs nodig vir die veldwinkel. Ons het volonteërs nodig by die koffiewinkel, ons het 'n klankman nodig. Bid asseblief saam met ons vir 'n drummer. Ons vertrou die Here regtig vir 'n drummer. Al daai goeders is great. Dit sal great wees as jy betrokke raak by een van daai goed. Maar weet jy wat het ek agtergekom? Hierdie gedeelte praat nie net van oase nie. Hierdie gedeelte praat van die wêreld. Jy het nodig om vanaand vir jouself die vraag te vra, Here, waar wil U my plaas? En van julle gaan God vir jou sê, ek wil jou hier gebruik. Maar van julle gaan God stuur en sê, ek wil jy moet op 'n ander plek gaan dien. En dan moet jy gehoorsaam wees. Maar dit kom by intentionaliteit. Dit kom deur te sê, Here, asseblief help my. Jy sien, dit gebeur nie per ongeluk nie. Soos enige goeie verhouding. 'n Goeie huwelik gebeur nie per ongeluk nie. 'n Goeie verhouding gebeur nie per ongeluk nie. Goeie ouerskap gebeur nie per ongeluk nie. En daarom kan ek ook vanaand sê, goeie rentmeesterskap van die talente wat God jou gegee het, gebeur nie per ongeluk nie. Jy moet intentioneel wees. Maar ek wil jou vanaand help om te ontdek wat dit is. En so kan ek jou gou vra om jou foon uit te haal. Haal jou foon uit. Haal jou foon uit. Almal het telefone hierso. En kan ek gou sien wie die YouVersion Bible app, steek op jou hand. YouVersion Bible app, YouVersion Bible app. Dis die meerderheid van julle. As jy nie die YouVersion Bible app het nie, ons sal jou help om te download. Dis 'n ongelooflike tool wat jy in jou sak kan sit. Elke dag dra jy die Bybel saam met jou. Nou op die YouVersion Bible app wil ek jou nou challenge. Gaan in die app in, né? Maak die app oop. As jy nie data het nie, vra vir die persoon langs jou of hulle kan hotspot. Gaan in die app in, en wanneer jy in die app is, moet ek net my app hier oopmaak, wanneer jy in die app is regs onder, dan staan daar more. Sien julle daai streepies wat staan more? Android mense, is dit op julle foon ook daar? Of is dit net op die Appelstolies se fone? Okay. Regs onder more, en dan so 'n plek waar daar staan events. Dan druk jy daar op events. En dan gaan hy vir jou daar wys, dat daar staan, waarmee is jy besig? En dan druk jy op daai, waarmee is jy besig? Nou jy moet jou location aansit, dat hulle weet jy is in Klerksdorp, anders te search net Oase gemeente, maar as jy op waarmee is jy besig klik, so hier is die baie praktiese gedeelte van vanaand se boodskap. As jy op daai waarmee is jy besig klik, dan maak hy 'n bladsy oop, wat al vanaand se preeknotas op het. En elke Sondag aand gaan ons hierdie vir jou gee, dis op die kerk se WhatsApp status, as jy dit nie nou kry nie, kan jy daarop klik. Maar as jy afskrol, so jy sien, ons het nou gepraat oor Romeine 12 vers 3 tot 8, God het elkeen van ons anders gemaak, en dan staan daar, ontdek jou gawes toets. Nou, moet dit nie nou doen nie, asseblief, luister gou vir my, ek weet van julle kan nie wag om uit te vind wat jou gawe is nie.
Maar ek kom terug by my punt van intentioneel wees. As jy werklik wil wees wie God jou geroep het en intree, het jy net nodig om te ontdek ten minste wat het God jou voor geroep. Het God jou geroep om te preek? Want kan ek net vir jou sê, God het nie almal geroep om te preek nie. En dis deel van wat ek beleef in Romeine 12 vers 3 tot 8. Paulus kom hier en hy sê, sekere van julle is geroep om te preek, ander is geroep om te profeteer, ander is geroep om te dien, ander is geroep om te gee. Elkeen van ons het 'n verskillende ding. En moenie iemand anders sin begeer nie. Kan ek net gou dit sê? Ek dink dit is een van die hartseerste goed wanneer ons na iemand anders kyk. Ek wens ek was soos hulle. Nee, God het jou uniek gemaak. Wie is jy? Net jy kan jy wees. Okay, maar dit gesê, as ons intentioneel wil wees om te wees wie God ons geroep het om te wees, met ons bietjie guidance kry. En hierdie mense het gegaan en hulle het 'n toets geskryf. Nou dis in Engels en ek weet meeste mense in Klerksdorp praat net Engels vir selfverdediging. So en dit gesê, jy moet mooi lees, maar dis 'n reeks van vrae oor 6 bladsye wat jy gaan moet invul. En aan die einde van daai 6 bladsye gaan hulle jou vra vir jou e-posadres. Hulle gaan jou nie spam nie. Ek beloof ek het hierdie ding gedoen. Hulle gaan jou nie spam nie. En dan gaan hulle vir jou die resultate gee. Nou ek wil gou vir julle wys hoe lyk die resultate. Laat jy kan van daai eerste een opgooi. Okay, so ek het my toets vanmiddag gedoen. Daar's my gift summary, my top 3 gawes wat die Heilige Gees vir my gegee het. Is administration, teaching en shepherding. Okay? Dit is wat jy in 'n pastoor wil hê, glo my. Okay. So administration, teaching en spreading. Shepherding, okay? So hulle gee dan nou vir jou, launch, jy kan nou afscroll en wys hulle vir jou alles en daar gee hulle dan nou vir jou top 3 se beskrywing. So hulle beskryf nou vir jou, hierdie is hoe dit is. So byvoorbeeld en met administration, toe ek lees admin, toe dink ek, hierdie toets werk nie, want ek is nie admin, dis nie ek nie. En dis glad nie wat dit beteken nie. Administrasie, hoor jy, so dit sê, the result of your spiritual gifts inventory indicate your number 1 dominant gift is administration. The Greek word kubernesis means one who steers the ship. Dis vir my mooi, want dis presies hoe ek myself beleef. This expert had the responsibility to bring a ship into the harbor through rocks and shoals under all types of pressure. So ek weet, die Here het my die gawe gegee om te kan lei. Die tweede ding wat ek sien is die Here het my gawe gegee om te kan doen wat ek vanaand doen, om te teach, om die woord te kan oopbreek, om mense daarvan vertel. En derdens is om saam met mense 'n pad te stap om 'n goeie herder te wees. En so hierdie is wie ek is, maar dis nie noodwendig wie jy gaan wees nie. En daarom nooi ek jou uit vanaand, of dalk het jy nie vanaand tyd nie, ek weet nie wat doen jy op 'n Sondag aand nie, dalk gaan jy daai se toe hierna, ons bid vir jou. Maar as jy by die huis kom vanaand, gaan doen nie die toets. En kyk, wat se rol in God se liggaam speel ek in, en dis alles gratis, dis 'n ongelooflike tool, wat ek wil hê ons in ons gemeente moet begin gebruik, want hier is die realiteit, as ons intentioneel is om uit te vind wat ons gawes is, dan gaan ons moeite doen met ons gawes. En dit bring my by die gedeelte waar ek vanaand wil afsluit, en dis in Timoteus. En 2 Timoteus is Paulus besig om vir Timoteus, sy geestelike seun, is hy besig om hom raad te gee, en hy praat met hom oor sy geestelike gawes, en hoor wat sê hy die volgende, dis van die laaste goed wat Paulus vir Timoteus sê, hoor wat hy sê, dit is waarom ek jou daaraan herinner, om die geestelike gawe wat God jou gegee het, kan ek vanaand vir jou sê, as 'n familie, God het vir jou 'n geestelike gawe gegee, toe ek jou die hande opgelê het, soos 'n vuur aan te blaas. Ek love wat die Engels sê, to fan the flame. Jy weet, ons het gister, toe braai ons nou voor die rugby. En my vrou sê vir my, sy wil 'n skaapribbietjie. Sy is lus vir 'n skaapribbietjie. Nou ek maak 'n mean skaapribbietjie. Ek sê jou iewers nooi, as jy die skaapribbietjie koop. En ek maak die vuur, en hierdie proses vat so 3 ure om hom ordentlik sag te kry. Maar ek maak die vuur, en die hout is so 'n bietjie nat, en ek het aangesteek en ek het weggeloop, en ek kom terug en die vuur is amper dood, en ek sien hierdie prentjie, dat partykeer, jy beweeg so klein bietjie, jy's 'n soort van aan die brand vir Jesus, maar jy's kole, jy's nie 'n vuur nie, en wat Paulus hier sê, hy sê, wees intentioneel, en fan the flame. Jy het gesien, as jy op kole blaas, en jy blaas op kole, en jy blaas op kole, dan begin dit weer 'n vlam word, en dit begin weer groter en groter raak, die Heilige Gees wil vanaand kom, en fan the flame. Dis daarom waarom ek jou herinner aan die geestelike gawe wat God in jou gegee het, toe ek jou hande opgelê het, soos 'n vuur aan te blaas, vers 7, want God het ons nie 'n gees van lafhartigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Dis vir my fascinerend, dat hierdie gedeelte wat ons almal altyd aanhaal en sê, God het nie vir ons 'n gees van vrees gegee nie, as ons dit in konteks verstaan, is Paulus besig om vir Timoteus te sê, Timoteus, jy het sekere goed op jou lewe, wat God daar geplaas het, en daarom het jy nodig om nie bang te wees vir dit nie.
Want dis die laaste ding vanaand wat ek beleef, is nie net is dit ons dink te veel van onsself of ons dink te min van onsself of ons is nie intentioneel nie. Die laaste ding wat ek vanaand beleef, hoekom soveel mense nie in hulle geestelike gawes en dit wat vir God hulle geroep het, soos Romeine 12 vers 3 tot 8 ons sê nie, is omdat hulle bang is. Bang is wat mense gaan sê, bang hulle stel hulle self ander te leer, bang hulle stel God te leer. En Paulus sê vir jong Timoteus, hy sê Timoteus, hy sê, hier's wat jy doen, jy wees intentioneel en jy maak daai vuur warm. En jy's intentioneel om daai vlamme hoog te laat brand. Hy sê, maar meer is dit. Moenie dat jy uit vrees hy sê, want vrees steel roeping. Hoor vanaand wat ek vir sê, vrees steel roeping. Hy sê, jy moet dus nooit skaam wees om van die Here te getuig nie, en moet jy ook nie vir my skaam nie, al is ek ook in die tronk ter wille van Christus, met die krag wat God jou gegee, moet jy gereed wees om saam met my vir die uitdra van die goeie nuus te lei. En Paulus sê vir my, sê so, weet jy wat, dis die moeite werd. Ek deel hierdie goed vanaand met jou, en ek vra die Heilige Gees, Here, kom maak roeping vanaand wakker. Kom help mense om te besef dit waarvoor jy hulle geroep het. Want hier is die realiteit. As net pastore en worshipleiers en ekstroverte in die liggaam werk, dan werk net 'n gedeelte van die liggaam. En hoor mooi wat ek vanaand vir sê, iemand wat net 'n gedeelte van hulle liggaam werk, is siek. En ek beleef die kerk oor die wêreld is siek, want net 'n gedeelte werk. Ons familie, ek wil vanaand vra, ek wil nie ons gemeente moet 'n gemeente wees wat siek is geestelik nie. Ons moet 'n gemeente wees waar almal, van jonk tot oud, ervare, onervare, ekstrovert, introvert, man, vrou, you name it, die administratiewe sterk mense, die admin sterk mense, die leiers, die agter die skerm mense, dat almal hulle funksie sal doen, want dan is ons liggaam nie siek nie, ons liggaam is gesond. Ek beleef dis waartoe die Here ons uitnooi, maar ons, verstaan gou mooi wat ek vir jou sê, ons kan slegs gesond wees as jy deel raak. Ons kan slegs as 'n gemeente, as 'n kerk, kan ons gesond wees, wanneer elkeen opstaan en sê, Here, hier is ek, waar kan ek dien? Wat is my rol in hierdie liggaam? En so ek nooi jou uit vanaand, om daai toets te gaan doen. Om vir die Heilige Gees te gaan sit voor jy dit doen en te bid en te sê, Here, openbaar my wat se antwoord ek jy moet gee. Wys vir my wie ek werklik is. En wanneer jy daar opstaan, dan is jy intentioneel en you fan the flame. Ek het begin vanaand deur 'n storie te vertel van 'n jong man wat 'n vlam aangesteek het en amper 'n kerk afgebrand het. Wat sal gebeur as ons die vlam aansteek? If we fan the flame. Wat sal daar buite gebeur? Wat sal gebeur wanneer vir mense wat Jesus nie ken nie? Wat sal gebeur in ons gesinne, in ons skole, in ons samelewing? Jy sal my hier die hele tyd hoor sê en ek gaan dit aanhou sê, want ek glo dis die rol van die kerk. Is nie om op 'n Sondag die kerk vol te kry nie, maar is om eendag die hemel vol te kry. En dit kan slegs gebeur as jy jou roeping opneem. Ons kan nie verwag vir die mense wat hier bo staan om dit te doen nie. Jy het nodig om dit te doen. Ek het nodig om te doen. Ons doen dit, want dis wat 'n gesonde liggaam doen. En die Here nooi ons vanaand na dit toe uit. Dan sou ek vir jou vra om jou oë te sluit vir 'n oomblik. En ek wil vanaand oor jou bid, dat die Heilige Gees in jou sal kom wakker maak, dit waarna hy jou geroep het. Wat hy vertrou oor jou om te wees. As Heilige Gees, ek kom in hierdie oomblik vanaand en ek wil u kom vertrou, Here, dat mense wat hier sit, sal ontdek die gawes wat u in hulle gesit het. Dat wanneer die wêreld sê en vir hulle vra, waarmee is jy besig? Dat hulle sê, ek is besig om deel te wees van die liggaam van Jesus Christus. Ek is nie besig om my eie koninkryk te bou nie. Ek is nie besig om op myself neer te kyk of te veel van myself te dink nie. Ek is nie besig om in vrees te leef nie. Ek is besig om te wees wie God my gemaak het om te wees. En dit wat God my voor geroep het, gaan ek in oorgawe doen. Here, dankie dat Romeine 12 vers 3 tot 8 ons leer, dat wanneer ons hierdie goed doen, moet ons dit op so 'n manier doen, dat het ander na u toe bring. Here, hierdie gawes wat ons het, is nie vir ons nie, dis vir ander. En mag ons dit gebruik om ander nader aan u te bring. Maak dit wakker. Lei mense na u toe. Here, mag ons 'n gemeente wees, waar die liggaam werk, en nie net 'n gedeelte van die liggaam werk. Ons wil nie siek wees nie,
Ons wil genees word vanaand. Ons wil werklik wees wie U ons geroep het om te wees. Kom rig vanaand mense op om hulle rol en hulle doel in die koninkryk in te neem, in die liggaam in te neem. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek hoop jy besef, nadat jy hierdie boodskap gekyk het, dat God het 'n baie spesiale plan met jou lewe. En dat hy nooi jou uit om saam met hom te leef, om 'n impak in ander se lewe te maak. En jy is goed genoeg om dit te kan doen. Maar ek wil jou ook challenge, moenie daai toets mis nie. Maak seker jy gaan op die YouVersion Bible app, gaan skryf daai toets. Skryftoets klink so ingewikkeld, maar dit is so eenvoudig soos net om te kyk wie God jou gemaak het om te wees. So gaan doen dit, ontdek dit en leef in dit. Mag jy 'n ongelooflike week hê. Onthou om hierdie video te like en te share en mag jy nader aan God beweeg hierdie week. Bless jou.